Hallo graad 9's en almal anderste wat hierdie video kyk. Dit is baie lekker om vandag weer saam met julle hier te wees vir 'n nuwe Afrikaanse les. Ek is meneer Reina van Rensburg en ek hoop jy is reg vir hierdie interessante prakties en sommer baie snaakse ook. So ja, vandag gaan ons gesels oor intensiewe forme. Nou, jy wonder dalk so 'n bietjie wat op aarde is intensiewe forme, hè? Ja, so jy gebruik dit waarskynlik elke dag sonder om dit eers agter te kom. Kom ons kyk of jy dalk hierdie sin ken. So as ek vir jou sê ek is nie net moeg nie, ek is hondmoeg. Dis nie sommer net moeg nie. Dis daai gevoel waar jou skoene nie eers wil uittrek nie en jy gaan lê net op die bed. Ja? So, of wat van my tas is nie swaar nie, dis loodswaar. Sien jy waar dit gebruik word? Dit is daai manier om net daai ekstra hupstoot in daai sin te sit of in daai woord te sit. Net om te sê ja, dit is nog swaarder as net swaar. Ek is meer moeg as net moeg. Dit is net daai manier om daai sin meer uit te brei. Nou, jy maak jou eie woorde harder, duideliker, meer dramaties. En dit met my klas is wat ons vandag gaan leer. Hoe om daardie intensiewe forme te herken, hoe om dit te gebruik, en hoe jy dit in jou eie skryfwerk en spraak kan inkleer, sodat jy nie net sê wat jy bedoel nie, maar wat jy wys voel en raak lees. So, laat ons bietjie daai penne, daai boeke en al daai goedjies uitkry, dat ons vandag se les kan begin. Okay, so, vandag voordat ons begin, moet ons weet wat se doelwit ons het. So, die doelwit wat ek het vir hierdie les vir julle is om teen die einde van hierdie les te weet wat intensiewe forme is, hoe om dit te herken, en natuurlik hoe om dit self in sinne te gebruik. Ek hoop dit klink reg. Nou ja, kom ons spring weg. Okay, nou, wat beteken hondmoeg? Nou, luister mooi, ek is nie net moeg nie, ek is hondmoeg. So, ek het nou dit bietjie vir julle aan die begin gelees. Ja, nou, wat dink julle beteken hondmoeg? Dis natuurlik nie net iets letterlik nie. Dit beteken jy is baie moeg. Dis 'n goeie voorbeeld van 'n intensiewe vorm. En ek sal jou wat aanbeveel dat julle dit moet gebruik. Soveel as wat julle kan. Dit is baie lekker om intensiewe vorme te gebruik. En ja, maar ons sal 'n bietjie later daaroor praat en ja, maar vir nou kom ons gaan net bietjie aan. Okay, so reg. Nou kom ons begin by die definisie. Okay, 'n intensiewe vorm is 'n spesiale manier om 'n gewone woord sterker, kragtiger of meer dramaties te maak. Dis soos om 'n gewone woord se volume voluit te draai. Kom ek gee vir jou 'n eenvoudige voorbeeld. Jy kan sê ek is moeg en dis normaal. Maar dan kan jy sê ek is hondmoeg. Klink dit nie net bietjie meer interessanter nie? Dit sê ek is baie moeg, natuurlik. Okay. Dis waar die woord intensief vandaan kom. Dit is baie sterk, kragtig of versterkend. In plaas van om net baie warm te sê jy spoorend warm. Nie net stil nie, maar doodstil. Nie net kwaad nie, maar smoor kwaad. Jy sien, intensiewe forme gaan aan ons taal kleur, gee aan ons taal kleur, emosie en energie. En ons gebruik dit om te oordryf, jy weet, op 'n goeie manier natuurlik.
om dramaties te wees en om dinge duideliker te beskryf. Dink so daaraan. Gewone woorde is soos potloodtekeninge en dan byvoorbeeld by die intensiewe vorme sal wees 'n kleurpen met lyne en helder ink. As dit meer sin maak om net daai intensiewe vorm te beskryf. So intensiewe vorme help ons om te wys, nie net te sê nie, maar dit maak taal sommer baie lekker ook. So ja, ek hoop julle het al daai gekry. Natuurlik as julle nie iets verstaan nie, die comments is daar, so stuur my net 'n comment daarso. Okay. Nou, hierso het ons bietjie voorbeelde. So nou dat ons weet wat 'n intensiewe vorm is, kom ons kyk na 'n klomp voorbeelde saam. So, jy gaan sien sommige ken jy al en sommige sal jy dalk bietjie verras, maar moenie skrik nie, okay? So, moeg het ons nou al bietjie behandel. Moeg is hondmoeg. So dis as jy nie net moeg is nie, maar so uitgeput dat jy nie eers skoene wil uittrek nie. Dan het jy vol wat propvol word. Dit sal wees nie net bietjie vol nie, maar daar's nie plek vir nog 'n krummeltjie nie. Dit is propvol, definitief. So ek hoop jou brein gaan propvol wees na vandag se les. Dan het ons stil. En dit word doodstil. So dit so stil dat jy 'n spout kan oorval. Dis 'n stilte wat eintlik bietjie dalk ongemaklik kan wees. Dan het ons leeg wat dolleeg word. En dis 'n kas wat dolleeg is. Jy soek kos en daar's niks nie, selfs die rakke klaar. Okay, so jy soek kos, daar's niks nie, en dan sê jy, wel, die rakke is dolleeg. So volgende keer as jy dalk vir jou ma bietjie gaan inkopies doen, dan kom jy terug en dan was niks nie, dan sê jy vir jou ma, die kas daar by die winkel was dolleeg. Okay, so, dan het ons skoon, en dit is seepglad. So natuurlik hierdie een is al klaar bietjie anderste, so ek seker daarvan hierdie sal baie van julle verras. Maar die beskrywing vir hierdie een sal wees nie net skoon nie, maar dit is glad soos seep. Gebruik ons dikwels vir vloere of nuwe skoene. So dan warm het ons smorend warm. Daarin het ons ook bietjie vroeër gebruik. Daardie tipe warm waar jy letterlik voel jy smoor. Son, sweet, sand en sonbrand. Dit is smorend warm. So as jy bietjie strand toe gaan nou in Desember, jy weet wat se intensiewe vorm om te gebruik. Dan het ons natuurlik koud. Ek wonder of julle kan raai sonder om te kyk. Julle het seker natuurlik klaar gekyk. So dit is yskoud, so koud dat jy nie dink die yskas is oop. Nie net koud nie, yskoud. So dit is nou bietjie winter, dit word nou koud. Dit is 'n baie goeie tyd om dit te gebruik as julle dit nie al klaar gebruik nie. Dan het ons siek wat doodsiek word. Dis nie net 'n seer keel nie, dis lê in die bed en voel baie siek. Ja, so ek hoop nie dit val op een van julle nie, maar volgende keer as jy siek is, dan ja. Dan het ons kwaad en dit word smorend kwaad. So wanneer jy kook en woede, kook van woede, jy is nie net bietjie ontsteld nie, maar jy is smoor kwaad. Dan het ons laastens bang, en dit is bloedbang, nie net senuweeagtig nie, maar bloedbang. So, ja, ek het 'n bietjie paar nuus daar ingegooi en ja, natuurlik het ons dan laastens bly wat heel dronk bly is. So jy is nie net bly nie, jy is heel dronk bly. Okay, so dit is bietjie anderste en ek hoop jy kan 'n paar van hierdie definitief gebruik in julle WhatsApp messages, dalk in julle elke dag se praat met julle
vriende en ja, kom ons gaan aan. So, nou is julle tyd om bietjie vir my te wys wat julle geleer het. Hierso is vir julle 'n oefening, dis oefening 1 en ek wil hê julle moet net die korrekte intensiewe vorme kies. Ek sal julle 'n paar sekondes gee en ja, dan van daar af kan ons aangaan. So, as jy hierdie video wil stop, stop die video hier en ja, maar andersins, daar's 'n paar sekondes. Okay, wel, ek sal nou aanneem dat jy die video gestop het en jy het alles klaar gemaak. Dit was daarom net 4 vrae gewees. So ja, kom ons kyk bietjie hierso, my laser pointer hierso uitkry. So vir hierdie een hier sal ons hê dat die straat is baie stil. So wat sal die intensiewe vorm wees van baie stil? Dit sal natuurlik wees, ek hoop julle skree dit uit, maar dit is natuurlik doodstil. Okay, dit is doodstil. Okay. Dan volgende het ons, sy kamer is baie vol. Wat sal dit wees? Sal hy propvol, propgesin of vol wees? En dit is natuurlik propvol. Ek hoop julle het dit reg. Okay, dan het ons, ek voel baie moeg. Hierdie een moet jy kan kry, want as julle nie die een kry nie, dan kan julle definitief teruggaan in hierdie video en ja, dan bietjie gaan kyk wat dit is, want ons het baie oor hierdie gepraat, want natuurlik is baie moeg, hondmoeg. Okay. Van daar af het ons die laaste een wat sê die water is baie koud. En as ons sê iets is baie koud, soos byvoorbeeld dit is so koud dat die yskas oop is, dan is dit definitief yskoud. Daar's hy, yskoud. Okay, daar's hy. Okay. Van daar af kan ons nou aangaan. Nou, ek het 'n tweede oefening vir julle. Nou moet jy self werk, okay? Lees saam met my. Okay, so hy sê hier, die son was baie warm, so wat sal dit wees? Op die strand. Die kinders het baie moeg, wat sal die intensiewe vorm wees daar? Vul dit in asseblief. By die huis aangekom. Die nag was baie stil en die sterre het helder geskyn. Wat sal die intensiewe vorm wees daar by baie stil? En dan die glas water was baie koud en het almal verfris. So wat sal dit wees vir baie koud? Ek sal julle 'n paar sekondes gee net om dit in te vul. As jy bietjie meer tyd nodig het, natuurlik stop net hierdie video en gaan net aan sodra ons sodra jy klaar is. Okay. Okay, so die regte antwoorde vir hierdie is eintlik baie maklik. En ek hoop julle het dit reg kry en ek hoop julle kom daarom reg met dit. Want die eerste een is baie warm en dit sal smorend warm wees. Smorend warm. Smorend warm. Okay. Die tweede een was baie moeg, so dit sal hondmoeg wees. Hondmoeg. Een keer hondmoeg. Okay. Dan het ons baie stil. En dit is doodstil. Dan volgende het ons
baie koud en dit is natuurlik ijskoud. Ijskoud. En laaste keer, dit is ijskoud. Okay. Ek wonder, ek wil eintlik vra en julle kan vir my comment, gebruik enige een van julle hierdie woorde in jou eie lewe? Waar en hoe baie? As hy. Okay, so ons kan bietjie aangaan hierso na die volgende slide toe. So, kom ons kyk bietjie na die uitbreiding van ons opsomming. So, goed, kom ons vat nou alles wat julle geleer het vandag en kom ons kyk mooi saam na al die. So, natuurlik het ons geleer wat is 'n intensiewe vorm. So, dis 'n spesiale manier om 'n gewone woord kragtiger te maak. Jy neem byvoorbeeld die woord moeg en jy maak dit ontmoeg. Of vol word propvol. Dis soos 'n gewone woord 'n steroïde inspuiting te gee. Dit raak sterker, duideliker en meer dramaties. Ek hoop julle onthou daai en daai was nogal ja. Okay, dan natuurlik moet ons weet wanneer gebruik ons dit. So waarom gebruik ons dit? Moet ons eers weet. En ons gebruik intensiewe forme om ons taal meer lewendiger te maak, emosioneel of toestande meer intensief oor te dra en om dinge duideliker en selfs humoristies te stel. Dink daaraan soos verf. As gewone woorde grys is, maak intensiewe forme dit rooi, helder en vol lewe. Okay, so kom ons noem 'n paar wat jy nou al behoort te ken. Natuurlik het ons gepraat oor moeg, vol en stil en natuurlik soos julle hier kan sien, dit was hondmoeg, propvol, doodstil. Ander wat ons ook gepraat het oor was warm en siek en ek hoop julle kan dit nou al onthou en daai was smorend warm en doodsiek. So ek wonder nou, kan jy dalk nog een onthou wat ons vroeër geleer het? Ek hoop jy skree dalk ijskoud of seepglad. Wel goed so, ek is baie bly dat julle dit kan doen. En dit is dan op die eind wat 'n intensiewe vorm is. En nou is die belangrikste dit die belangrikste ding van hierdie les wat ek wil oordra aan julle. Ek wil hê julle moet dit gebruik. Okay? Gebruik dit in jou opstelle, gebruik dit in jou stories, jou WhatsApp boodskappe en sommer net as jy gesels. Want taal is nie net vir skool nie, dis vir die lewenswêreld, okay? En dit is ook net hoe jy beter in jou taal kan gebruik en sterker in jou stem. Okay. Ek is baie bly om julle hier te gehad het en ja, maar natuurlik kan ons hier eindig op so ek wil amper sê noot nie. Want ons moet eers 'n bietjie kyk na ons Bybelvers en woordkrag. So dit is baie belangrik. Want van nou kyk ons bietjie na Spreuke 18 vers 21 en daar staan dood en lewe is in die mag van die tong. Nou dis 'n vers wat vir my altyd laat dink oor hoe kragtig woorde is. Jou tong, jou woorde het die mag om iemand se dag beter of slegter te maak. Jy kan iemand opbou met woorde of afbreek. Jy kan jy kan waarheid bring of verwarring. Wanneer ons intensiewe forme gebruik soos hondmoeg, doodstil, propvol, gebruik ons taal met krag, met kleur en met emosie. Jy sê nie net iets nie, jy beteken dit. Jy laat dit voel, dis die krag van taal. Maar soos met enige krag, moet ons dit verantwoordelik gebruik.
Gebruik jou woorde om ander te bemoedig. Gebruik jou taal om duidelik te kommunikeer. En gebruik intensiewe forme, nie net om iets sterker te maak of te sê nie, maar om dit reg te sê, met eerlikheid, liefde en wysheid. Maar soos die vers sê, dood en lewe is in die mag van die tong. En dis hoekom ons taal moet verstaan, moet versorg en moet gebruik tot opbouing van ander. So ek hoop dit help bietjie met vandag om bietjie Afrikaans in 'n ander lig te sien, om dit meer in ons Christelike oog raak te sien dat taal vir ons eintlik baie mooi is en dat God vir ons daai taal gegee het om te gebruik om ander te bemoedig. So ek wil jou uitdaag vandag om ander ook te gaan bemoedig met die nuwe taal wat jy geleer het vandag. En ja, dit gaan ons dan bring tot die einde van ons les. Jy het nou 'n hele nuwe stel woorde in jou taal skatkis bygekry, intensiewe forme. Ekskuus. Dis woorde wat nie net sê nie, maar wys. Woorde wat help om emosie, krag, humor en duidelikheid by jou taal te voeg. Jy het vandag geleer wat intensiewe forme is, hoekom dit belangrik is en hoe om dit reg te gebruik. Nou is dit jou beurt. So, weer eens, gaan oefen dit. Gebruik dit wanneer jy skryf. Gebruik dit wanneer jy praat, gebruik dit wanneer jy iets uitdruk wat nie net okay is nie, maar ongelooflik is. Ek wil jou ook aanmoedig, moenie bang wees om taal kleurvol te gebruik nie. Dit is 'n geskenk wat ons ontvang het en jy het nou nog 'n manier om jouself kreatief en doeltreffend uit te druk. En onthou weer wat ons gesê het vroeër. Dood en lewe is in die mag van die tong. Jy het 'n stem, jy het woorde, gebruik dit. Dankie dat jy deel was van hierdie les en ek waardeer dat julle almal hierdie video sover gekyk het as jy tot hier gekom het. En as julle weer sukkel, gaan net 'n bietjie terug in die video. Ek weet jy luister daar agter die skerm. Okay. So ek sien uit om julle volgende keer weer in die klas te hê en tot dan, wees geseënd en bly taalvaardig. Baie dankie en geniet julle dag verder.